Goeiedag pragtige dames en baie welkom by ons tweede maand van ons journey saam in 1 Korintiërs 13. Waar ons albei die Korintiërsbriewe wat Paulus geskryf het besoek vir deeglike konteks. Nou ek is Mariet Skutte en ek dien saam met my man Jaco hier in die tuinroete. Ons het die voorreg om hier te dien en dis lekker om julle te verwelkom van waar ook al jy oor die wêreld kyk. Nou 1 Korintiërs staan bekend as die hoofstuk van die liefde. Maar ons het sommer vinnig agtergekom dat hierdie hoofstuk nie primêr vir aflees by troues bedoel is nie. Onthou ek 'n bietjie, ons het laas jaar gekuier oor die heerlikheid, die glorie van Jesus, sy koningskap, sy heerskappy. En vandaar ons tema laas jaar, His glory, our story. Ons lewens draai om Jesus en God en sy koninkryk. Die groot vraag waaroor ons hierdie jaar saam wil journey is, hoe lyk dit dan in ons alledaagse lewens? En die antwoord is sommer daar heel bo in jou notas. Marked by His glory, known by His love. En dit, liewe vriendin, is juis hoekom ons gaan fokus op 1 Korintiërs 13. Nou, of jy netbal gespeel het op skool, en of jy 'n hokkiebokkie was, of enige sportsoort beoefen het, jy sal onthou hoeveel keer oor en oor jy 'n sekere beweging moes oefen. Nou, ek was nogals 'n hulpdoel op my dae, en ek onthou hoe ek elke dag vir ure agter in ons erf geoefen het om daardie bal sekuur deur die ring te gooi. My doel was natuurlik om raak te doel, en daarom het ek elke dag van 'n ander plekkie in die tuin gestaan, op die denkbeeldige sirkel, om daardie bal in te gooi. Herhaling en oefening. Dit was toe al die tyd glad nie 'n slegte ding nie. En weet julle, dit tref my. Wanneer dit kom by die liefde, is dit nie iets wat ons net weet nie. Dis iets wat ons word. Dis wat disippelskap is. Ons lees in Johannes 13 vers 35, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Jy leer nie om iets te weet nie. Jy leer om iets te word. En in dit is herhaling 'n baie belangrike ding. Want as dit net gaan oor weet, dan kan jy net 'n boek lees of iets 2 maal herhaal, dan weet jy mos nou. Maar herhaling help vir jou en my, dat wat ook al jy herhaal, jou default word. Dit gaan oor word. En dis hoekom ons die hele jaar gaan saam journey in 1 Korintiërs 13. Nou, voor ons weer in die gedig inspring, kom ons kyk net gou weer na die vorige hoofstuk. Dit gaan oor die werking van die Heilige Gees. Jy onthou mos uit ons inleiding 1 Korintiërs 12 begin, en dan het die gemeente allerhande vrae oor die gemeente, oor allerhande vrae oor die gawes van die Heilige Gees. Paulus maak dit vir hulle duidelik dat die gawes van die Heilige Gees eintlik deel is van 'n baie groter gesprek. Nou die boodskapvertaling parafraseer dit so mooi vir my, waar hy sê, my liewe vriende, nou wil ek met julle praat oor die verskillende maniere waarop die Gees in ons werk. En dit kom uit 1 Korintiërs 12 vers 1. En die eerste ding wat hy uitlig van die werking van die Heilige Gees is in vers 3. Niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. So jy, pragtige dame, wat in Jesus glo, die Heilige Gees het alreeds in jou kom woon, en hy het in jou begin werk. Ek hoop dit is vandag jou realiteit. Maar as dit nog nie is nie, dan gaan ons dit lekker baie herhaal hierdie jaar. En hoe lekker is dit nie dat ons saam daarin kan groei in ons journey met mekaar nie. Jy word bewoon deur die werking van die Heilige Gees in jou. Hy's aan die werk in jou.
en dis hoekom jy glo. Maar nou wil ek jou graag uitnooi om te luister hoe Paulus skryf oor die werking van die Heilige Gees. Hy skryf, een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge. Dit kom uit 1 Korintiërs 12 vers 11. Maar in die oorspronklike teks gebruik hy 'n baie interessante woordjie wat ooreenstem met die woord energize, en dit is die woord bewerkstellig. Interessant dat net 'n paar verse vroeër in vers 6 gebruik hy dieselfde woordjie. Hy sê, daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk, in almal energize. Kan ek jou vir 'n oomblik uitnooi om te dink oor die krag van die Heilige Gees, wat soos energie is. Dit woon klaar in jou, en dit woon en werk in jou. Kan ons net so 'n bietjie daaraan dink? Die inwoning en die werking van die Heilige Gees. Hoekom? Hoekom sou dit nodig wees dat hy in ons woon en in ons werk? Onthou julle uit ons vorige sessie dat Korinte as stad uitgekies was om die kultuur en die gebruike van die Romeinse ryk, die empire, uit te beeld. Nou Korinte was 'n baie ryk hawe stad en baie reisigers wat elke dag deur die hawe en die stad beweeg het. Daarom wou die keiser dat almal die kultuur van die dag, die Romeinse kultuur, sou aanneem en leef. Almal wat daar aangekom het, moes sê, "Wow, kyk, ons is in die Romeinse ryk, ons is in die Roman Empire, dis hoe dit lyk, en die Caesar is hier, die koning, die Caesar is hier, die Here." Korinte was bekend as more Rome than Rome, en dit gee vir jou 'n idee hoe sterk daardie kultuur gevestig was. Een van die baie maniere wat hulle dit uitgebeeld het, was juist deur beelde. Nou, standbeelde van die gode wat aanbid is in die stad en standbeelde van die keiser was oral opgesit. Grootes, kleintjies, uit hout, uit klip, edelmetale. Jy kan self dink hoe ryk sommige van hierdie mense geword het wat hierdie beeldjies gemaak het. So as iemand deur die stad gereis het, dan het hulle dadelik besef, die keiser is hier, die koning van hierdie stad en van hierdie land, en hy heers met die volmag van al die gode wat deur die beelde in Korinte en die res van die ryk verteenwoordig is. Nou onthou julle ook die mense in hierdie Romeinse kolonies, die wat voorgeloop het om hierdie kultuur van die Romeinse ryk te vestig. En onthou, kultuur het alles ingesluit. Kultuur het godsdiens ingesluit, besigheid, medisyne, opvoeding. Dit het sport ingesluit, die kunste, media, politiek, die manier hoe dinge daar gedoen is. Hierdie mense wat voorgeloop het om hierdie kultuur te vestig, was die Ecclesia genoem. En dit was die uitgeroepenes, die uitgesoektes. Nou kyk nou wat in hierdie brief van Paulus gekommunikeer word. Hy kies spesifieke woorde om te beskryf wat God aan die doen is. Wat God besig is om te bewerkstellig. Wat hy energize. Onthou jy die skrif? Een en dieselfde Gees bewerkstellig, energize al hierdie dinge. En wat bewerkstellig hy? Wat energize hierdie Heilige Gees van God? Wel, Paulus skryf mos die briewe aan die gemeente. Hy skryf aan die gemeente van Korinte. Mense wat in Christus Jesus geheilig is deur God. Hy praat met geroepe heiliges. Nou kom ons vertaal dit net gou in 'n bietjie moderne taal. So, ons is die gemeente in die tuinroete, of waar ook al jy jouself op die wêreldkaart bevind. Ons is die Ecclesia, ons is die voorlopers. En dit, liewe vriendin,
beteken ons verteenwoordig nou God se koninkryk en die kultuur van sy koninkryk, sy manier van dinge doen in elke sfeer van ons samelewing. So, dit is wat ons geroep is om te kom vestig. En dit is ons roeping. Ons moet die koninkryk waarvan Jesus koning is, oral waar ons onsself bevind, vestig. Ons is sy eklesia en ons is sy beeld. Want soos die liggaam 'n eenheid is, lees ons, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle ook baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. En ons is tog almal deur een gees in een liggaam gedoop. Jode of Grieke, slawe of vrymense. So wat sê Paulus hier? Hy sê dat God het mense gekies en hy het hulle geroep as sy eklesia. Die mense wat sy koninkryk se kultuur kom vestig. Deur die werk van die Heilige Gees het God ook 'n beeld geskep. Nie 'n dooie standbeeld soos in die Romeinse ryk se strate nie, maar 'n liggaam, 'n lewende organisme wat bestaan uit elkeen wat in Jesus glo. Ons, ek en jy, is aan mekaar verbind. En dis wat die Gees geskep het. Hy het van ons gesamentlik 'n beeld gemaak, sodat die wêreld kan weet wie die koning is. En ons is die liggaam van Christus. Laat dit net bietjie insink. Dames, dieselfde Heilige Gees krag, energie, wat in Paulus gewerk het. En hy moes in woorde probeer skryf wat God aan die doen was in daardie wêreld. En hy kies hierdie woorde, wat uit die Romeinse ryk uitkom, eklesia. Dan sien die mense, daai selfde energie is aan die werk in ons. Dis wie ons is. In Christus is ons die eklesia van God. Daardie krag woon klaar in jou. So as jy hierdie woorde en hierdie betekenis kan verstaan, dan kan hierdie krag jou en my in staat stel, sodat ons saam met hierdie roeping kan uitleef. Ons is die liggaam. Dis 'n beeld, maar nog meer, dis 'n lewende beeld. So, hoe ons met mekaar lewe, aan die liefde wat ons vir mekaar het, wys ons dan dat Jesus koning is in en van hierdie wêreld en ons vestig nou Jesus se koninkryk, sy kultuur, oral waar ons gaan en waar hy klaar koning is. Daai energie is klaar in jou aan die werk. As jy in Jesus glo en jy bely Jesus, is daai Heilige Gees energie klaar in jou aan die werk. En ek wonder hoe verander dit jou en my perspektief? Hoe lyk die kultuur van die koninkryk? Die antwoord is 1 Korintiërs 13. Hoe lyk dit as mense Jesus uitbeeld? Die antwoord is 1 Korintiërs 13. Maar die energie wat ons gebruik om dit te doen, daai Heilige Gees energie, is klaar in jou aan die werk. Ek wil jou uitnooi om nou 'n tydjie, miskien so 10 minute te neem, maar jy moenie jaag nie, om bietjie te gesels oor hoe hierdie briewe aan die Korinte ons perspektief en ons persepsies kom aanspreek. Hoekom sal Paulus vir ons wil skryf oor wie ons in Christus is? Want ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n roeping. Ons moet nou deelneem aan hierdie eklesia. Ons gaan sommer ook vir julle nog 'n paar ekstra kuiervragies op die skerm gooi, so as julle 'n bietjie dieper wil delf, bietjie dieper wil gesels, dan kan julle gerus ook hierdie vrae op die skerm nou antwoord. Kom ons pause die video nou hier en dan gesels julle lekker saam.
Ai dames, dis altyd so lekker om so saam te kan kuier in ons groepe. Wat 'n voorreg om die lewe saam te kan doen en om liggaam, beeld te kan wees. En waar 'n klomp koningsdogters bymekaar is dit darm 'n baie mooi beeld, nê? Nee. So as ons dan nou oorwip na die gedig in 1 Korintiërs 13, dan onthou jy dat die gemeente geredeneer het oor al die gawes en watter van die gawes die belangrikste is. En dis heel moontlik omdat hulle hulself met mekaar vergelyk het en wou sê wie nou eintlik die geestelikste onder hulle almal was. Dis die energie van die Heilige Gees wat die gawes laat werk deur mense. Maar jy kan nie die energie wat die Heilige Gees gee gebruik vir dinge waarvoor dit nie bedoel is nie. En hoe skokkend moes dit nie vir hulle wees om dit te hoor nie. Ek meen, daar's verdeeldheid onder hulle, daar was misbruik van vryheid, daar was mense in die gemeente wat ander mense geminag het, daar was al hierdie vergelyking met mekaar. En die Gees werk gawes, maar mense gebruik dit vir iets waarvoor die Gees dit nie bedoel het nie. Waarvoor het die Gees die gawes bedoel? Die Gees het dit bedoel vir die liggaam wat opgebou moet word. Die groei in die liefde. En dis hoekom Paulus hierdie gedig begin met amper 'n bietjie van 'n skok. En hy doen dit as prins want hy wou vir hulle wys dat hul groei was in die verkeerde rigting op pad. Hy was soos 'n ouer met hulle. Toe hy die nuus skryf van hoe die gemeente groei, is hy soos 'n ouer wat bekommerd is oor die kind se ontwikkeling, dat dit nie ontwikkel in die regte rigting nie. En dis wat Paulus met 1 Korintiërs 13 wil doen. Hy wil die vloei reg kry, sodat die groei kan regkom. Onthou hierdie selfde Gees wat in Paulus gewerk het, terwyl hy hierdie gedig geskryf het, woon en werk nou, op hierdie oomblik, in jou. En wanneer Paulus dan skryf oor allerlei werkinge van die Gees, lei hy 1 Korintiërs 13 vers 1 in met die volgende woorde. Hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Daar's 'n uitnemender, beter vloei van die Gees, waar al hierdie ander dinge wat die Gees werk, heen wil gaan. Kom ons bly by die woordjie vloei. Die gemeente het in 'n ander rigting begin gaan. Maar nou wil Paulus hierdie vloei weer regkry. En hoekom? Sodat die groei kan regkom. Hy sê mos vir die gemeente, ek kan nie met julle praat soos volwassenes nie, want julle praat soos kindertjies. Hy sê, hierdie liggaam wat die Gees geskep het nie gegroei soos dit moes nie. Hy wil die vloei regkry, sodat die groei kan regkom. En Paulus ontmoet die gemeente waar hulle is. Hy raas nie met hulle nie. En onthou, God bly getrou. In Korintiërs 1 vers 9 lees ons, God is getrou. Hy het ons in hierdie vennootskap met Jesus Christus ingenooi. Die Gees trek nie uit as die groei in die liggaam nie reg is nie. Nee, hy het gekom om te bly. Maar Paulus wil die gemeente help, dat hulle die vloei kan regkry, sodat die groei kan regkom. Hy sê, dis great ouens, julle beoefen die beste gawes, en dis wonderlik, maar kom ek wys julle 'n uitnemender weg. Een vertaling sê dit so mooi, hy sê, kom ek wys vir julle die heel beste weg. Jy sien die gemeente van Korinte het hulle die klem op die verkeerde plekke gesit. Hulle het die klem op mense se belewennisse gesit. Die klem was op die individu. Maar Paulus kom en hy help hulle om in die regte rigting te vloei. Hy sê vir hulle, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie die liefde nie,
dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. Dit lyk of die stelling gaan oor aanbidding. Nou, vir die konteks, hulle het op 'n heuwel by die tempel waar die moeder van al die gode was, aanbid. En dis hoe hierdie moeder van al die gode se worship team geklink het. Hulle het soos 'n kletterende simbaal en mense wat net groot geluide maak, geklink. Die mense is opgesweep. Mense het hulle self probeer laat geld en Paulus kom sê vir hulle, as ek aanbid, en ek het nie die mense, God se mense, lief nie, dan is dit hoe my aanbidding klink. Dit klink soos 'n kletterende simbaal. Dieselfde met die volgende deel. En al profeteer ek, en begryp ek alle geheime, en beset ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie die liefde nie, dan is ek niks. Kan jy hoor hoe hy die vloei, die koers, die fokus van die gemeente wil regkry? Maar, hulle moet nou eers tot die besef kom, dat hulle verdwaal het, want hulle weet nog nie, dat hulle verdwaal het nie. Hulle het gedink dat hulle op die regte pad is, en hulle het gedink dat hulle die regte vrae vra oor die regte gawes. Watter gawe is die belangrikste? Watter is die beste? Hulle het gedink dit is die great vrae om te vra. Maar hulle is verdwaal. Hulle vra die verkeerde vraag. En jy dink dalk ook, maar wat was die regte vraag om te vra? Die vraag is, hoe kan ons saam as liggaam groei? Hoe kan die liefde van Christus in ons groei? Al deel ek my besittings uit, en al gee ek my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie die liefde nie, baat dit my niks. Hierdie mense was so beïndruk deur die offers van mense. Sjoe, kyk wat het sy gebring, en sjoe, kyk wat het daardie vrou geoffer. Maar hulle het vergeet, dat die kern van 'n offer word deur ware liefde gemotiveer. So Paulus probeer met die eerste gedeelte van hierdie gedig die gemeente op koers kry en in dieselfde rigting as wat die Heilige Gees wil vloei. Mooiste vrou. Daar is so baie girls wat soveel vra oor die werking van die Heilige Gees het en dalk het jy alself hierdie vraag gevra. Hoe weet ek die Heilige Gees lei my? Hoe hoor ek die stem van die Heilige Gees? Soveel vrae oor die Heilige Gees, maar ek wil jou uitnooi. Eintlik wil ek jou vandag smeek om te hoor. Hier is dit so duidelik soos daglig. Die uitnemendste werk van die Gees, die heel beste weg, die heel beste is om te groei in die liefde. Volgens 1 Korintiërs 13 is aanbiddings vals. As ek nie mense om my lief het nie. Gawes beteken niks, as ek nie die mense om my lief het nie. Wanneer ek die mense lief het, hoe wonderlik gaan aanbidding dan nie wees nie? Hoe gaan die gawes nie dan wees nie? Hoe gaan my offers nie dan eers regtig 'n verskil in die mense om my se lewens maak nie? Wanneer alles oor die liefde gaan. Vriendinne, die fokus hier is baie duidelik. En die Here los ons nie in die donker as dit by die leiding van die Heilige Gees kom nie. Dis nie 'n raaispeletjie nie, nee. Groei in die liefde vir mekaar. En nou, daai energie is klaar aan die werk binne in jou. So ons wil nou vir julle 'n tydjie gee om die video te pause en weer lekker saam te gesels. Vat dalk net eers 'n lekker diep asem, want hierdie was nou so amazing gewees. Geniet net daai oomblikie se Selah. Daai oomblikie se stilte.
En dan praat julle so 'n bietjie saam oor daai aha oomblikke wat jy gedurende die video in jou notas neergeskryf het. Ons gaan ook nou vir jou 'n paar ekstra vragies op die skerm gooi vir daai dieper delf en dieper gesels. So, kom ons pause die video saam. Daar sy girls, ons kom nou by die laaste gedeelte van ons video sessie aan. So, hoe is die kultuur dan van Jesus se koninkryk? Hoe lyk dit as ons deur hierdie volwasse wording in die liefde vir die wêreld wys dat Jesus koning is? Hoe lyk die uitnemendste werk van die Heilige Gees dan? Nou kom ons lees saam uit 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7, waar hierdie dan nou uitgebeeld word. Paulus skryf saam met die Heilige Gees: Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. So waar die eerste deel van hierdie gedig ons wil help om te besin oor is ons op koers, is die tweede deel van hierdie gedig die koers, die uitnemender weg. En ek wonder of ons in hierdie gedeelte so 'n bietjie kan praat oor die proses, want onthou, disippelskap is nie om iets te weet nie. Disippelskap is om te word. En ons gaan nie haastig wees nie. Ons gaan die hele jaar saam journey. Ons gaan herhaal, want dit vat herhaling en dit vat tyd om te word. En vandag kies ons saam om op die uitnemender weg koers in te slaan. En die proses begin by wat Paulus hier skryf. En onthou, hy skryf nie uit sy eie pen uit nie. Wat hy skryf is hier in samewerking met die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat hom die energie gegee het om hierdie woorde neer te pen. En dieselfde Heilige Gees wat vir Paulus die energie gegee het, woon nou in jou en vloei in jou. En as ek en jy ons koers kan regkry, dis die vloei, dan gaan die Heilige Gees ons help om te groei, saam te groei in die liefde. So een van die aspekte van hierdie proses is dat ons met die woordjie in die teks werk. En die eerste woordjie waarmee ons gaan werk is die woordjie agape. Nou, baie van julle is bekend met hierdie woord agape. Dit is 'n woord vir liefde. Daar is mos verskillende Griekse woorde vir die verskillende forme van liefde en jy het dalk al baie hierdie woorde gehoor. Maar die woordjie agape is baie besonders. Die eerste betekenis van agape in die Griekse teks was deur die apostels oor Jesus se liefde geskryf het. Oor sy goddelike volmaakte liefde, daai onvoorwaardelike liefde. Maar hier is die amazing ding. Die Ekklesia, God se mense, die wat voorgeloop het op so 'n manier gelewe. Hul kultuur was van so 'n aard dat hul manier van leef die betekenis van die woord agape oor tyd verander het. Vandag ken ek en jy agape as die hoogste vorm van liefde. Ons ken daai woord as goddelike volmaakte liefde, daai onvoorwaardelike liefde. Maar hoor bietjie hier, dit was Jesus en sy Ekklesia wat 'n woordjie se betekenis verander het. Mag dit weer gebeur. Mag die woordjie liefde weer word wat dit bedoel was om te wees. Omdat ons anders lewe. Wat is die inhoud wat Jesus en die Ekklesia vir agape gegee het? En ons gaan net kyk na een aspek.
Ons gaan net kyk na die liefde. En dan is daar 'n werkwoordjie wat ons Bybels vertaal met bly geduldig. Kom ons kyk 'n bietjie na daai woord. So, dis dan die een deel van die proses. Ons werk 'n bietjie met die woord, maar dan kom die volgende deel van die proses. En soos dit in die Engelse vertaling sê, suffer long. Dit sê ook persevere. Dit sê in nog 'n vertaling persevere patiently and bravely. So, die liefde doen iets. Dis nie net 'n woord nie. Dit doen iets wat groei in die toekoms bewerk, wat vrug bring. So die liefde, liefste girls, span, soos wat die vissermanne sê, lang lyne. Waar dinge nog nie nou is, soos God dit wil hê nie, en waar mense miskien nog nie lewe, soos wat hulle klaar in Christus is nie. Daar span die liefde lang lyne. Dis 'n proses. So wat doen die liefde? En nou gaan ek moet sê soos die jonges om vandag praat, om 'n werkwoord te laat pop. Die jonges sê mos nie, die liefde bring geduld nie. Hulle sê, die liefde doen bring geduld. Nou, die liefde, geduld. Die liefde doen, maak geduld gebeur. Dis nie ek uit my eie poging uit nie. Hoe gaan ek dan met mense om wanneer hulle nog nie is waar God hulle bedoel het om te wees nie? Hoe sien ek die wêreld en dinge wanneer die wêreld nog nie is waar God dit bedoel het om te wees nie? Ek moet met daardie kyk, met daardie blik, met daai lang lyne effek kyk. Die Engelse woorde in hierdie gedeelte, persevere, patience, brave, long suffering. So as ek 'n bietjie 'n greep wil kry op hierdie woorde, wat moet ek dan doen? Ek moet saam met medegelowiges en jy vandag in jou journey groep, saam met die girls in jou groep, Jesus aanskou. En hoe aanskou ons Jesus? Ons het 4 boeke in die Bybel, die evangelies. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, waar ons sien wie Jesus is en hoe hy gelewe het toe hy fisies hier op aarde was. En die Hebreërskrywer herinner ons mos dat Jesus is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. So hy kon nie verander het van toe hy op die aarde gewandel het nie. En kom ons vra die vraag, hoe het Jesus geduld? Dit kan 'n verhaal wees of 'n spesifieke persoon in die Bybel wat jy dalk wil vat, maar vir ons doeleindes kan ons dalk sommer vir Petrus vat. En hier is hoe ek en jy Jesus kan aanskou en sien, maar hoe het hy geduld? Hoe het hy gegroei in die liefde deur te geduld? Nou, kom ons praat van Petrus. Hy het hom geroep. Jesus het vir Petrus geroep, nie mense nie. Hy het 'n toekoms in hom gesien. Al was Petrus nog nie op die plek waar hy wou wees nie, en al het ander mense Petrus ook nog nie gesien op die plek waar hy moes wees nie. Selfs wanneer Petrus goed gedoen en gesê het, wat nog nie gelyk het, asof hy 'n kind van God is nie. Jesus het nie onttrek nie. Nee, Jesus het gebly. Jesus het hom bly uitnooi. Jesus het bly gesels met hom. Jesus het hom weer en weer engage. En selfs girls, toe Petrus vir Jesus verloon het Jesus hom nie afgeskryf nie. Jesus het hom vergewe. Jesus het hom geduld. En nie geduld in die sin dat hy maar net met hom opgesit het nie. Hy het geduld met hom beoefen. Hy het liefde bewys. Nou nog 'n aspek van die proses
is om te ontvang. Ons kan dit nie net lees nie. Ons moet dit nou ontvang en omarm. Hierdie geduld wat Jesus met ons het en wat hy wil hê ons moet uitleef. Onthou, liefste vriendin, dit wat Jesus deur die verloop van die evangelies vir mense kom doen het hy ook vir ons kom doen, vir ons almal. Aan die kruis het hy vir ons almal gesterf, nie net vir die mense in die Bybel nie. En dan kan ons elke dag daai vraag vra, en ekskuus die Afrikaans, die werkwoord werk dan nie so lekker nie, maar hoe geduld Jesus my? En hoe geduld Jesus jou? Die antwoord is, hy roep ons. Hy kommunikeer met ons. Hy bly teenwoordig. Hy vergewe ons. Sy roeping oor jou hou aan. Hy trek dit nooit terug nie. Hy leer jou, al kry jy nog nie alles reg nie. En dis vir my treffend dat Paulus hier begin, want hy weet wie ons in Christus is, wie ons geroep is om te wees. Die liggaam wat vir die wêreld gaan wys dat Jesus die koning is. Maar weer eens, dis lang lyne wat gespan moet word, waar ons mekaar geduld, sodat die wêreld iets kan sien van 'n nuwe manier van mens wees. So ons ontvang Jesus se geduld, en so begin ons na mekaar kyk, deur die oë van Jesus se liefde. Ons nooi jou nou uit om weer lekker saam te gesels. Ek wil jou uitnooi dat julle bietjie as 'n groepie saam droom oor hoe dit gaan lyk wanneer ons, ek en jy, sy eklesia, hierdie agape liefde van Christus vir die wêreld word. En dan gooi ons sommer ook vir jou 'n paar dieper delfvrae op die skerm. Geniet die saamgesels, geniet julle coffee chats in hierdie maand. Bless julle girls.